Ons groet jou in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het by hierdie spesiale hemelvaart oordenking. Wanneer ons die woord oordenking gebruik, dan wil ons sê, kom ons oordink bietjie 'n paar dinge. Dit wat die hemelvaart vooraf gegaan het, dis die Paasfees gebeure wat ons nou die afgelope tyd gevier het, en die pad wat ons gestap het, was 'n pad van 40 dae. Ons begin en ons herinner u aan Palm Sondag, toe die Here Jesus ingery gekom het in Jerusalem, toe hulle hom geëer het en hulle klere voor hom neergelê het en die palmtakke geswaai het. Van daar af het ons beweeg na die kamer daar waar hulle die laaste maal saam met Christus dan geniet het. Toe het ons afbeweeg na die tuin van Getsemane. Ons het in die tuin gestaan, daar waar die Here Jesus saam met sy disippels was en waar hy gebid het en gesê het, Vader, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. En van daar af het ons beweeg en ons het aanskou die verhoor van die Here Jesus. Ons het aan die einde van die dag gaan staan aan die voet van die kruis, daar waar Jesus Christus sy lewe vir jou en vir my gegee het as sondoffer, waar hy ons met die Vader versoen het en waar hy die weg tot die hemeltroon vir ons toeganklik gemaak het. Ons het uitgekom by die graf. En wat wonderlik is, 3 dae na daardie begrafnis, het ons by die graf weer 'n draai gemaak en ons het aanskou dat die steen is weggerol. En Jesus van Nasaret is nie meer daar nie, hy leef, hy het opgestaan, triomfantlik kan ons dit weer 'n keer beklemtoon en sê, hy leef, hy het opgestaan. En ons het verder aanskou dat die Here Jesus na sy opstanding uit die dood aan verskillende mense verskyn het. Maar in hierdie dag kom ons by die oordenking en ons oordink die hemelvaart. Wanneer ons kyk na die tydlyn van die Here Jesus se aardse bediening, dan val dit ons op dat by die gebeure van die hemelvaart het sy aardse bediening tot 'n einde gekom. Hy staan saam met sy disippels op die Olyfberg. Die Olyfberg is buitekant Jerusalem, en wanneer ons die woord Olyfberg benaamd oor ons lippe laat kom, dan is dit baie duidelik dat ons moet kennis neem dat die Olyfberg is baie betekenisvol gewees in die lewe van die Here Jesus Christus. Aan die voet van die Olyfberg is daar die tuin van Getsemane wat ons so pas na verwys het. Dis daar waar die Here Jesus saam met sy disippels verkeer het, maar dis ook daar waar sy lyding begin het toe hulle hom gevange geneem het. Van hierdie berg af het hy opgevaar in die hemel. En wat wonderlik is dieselfde plek van waar hy weer gaan terugkeer. Hy laat sy disippels agter. Hoe moeilik vir hulle moes dit nie gewees het nie. Die een vir wie hulle lief gehad het, die een wie hulle gedien het, die een wie hulle aanbid het, het hulle in 'n oogwinkse tyd verlaat. Maar weet jy wat wonderlik is? Hulle was aanskouers gewees van sy kragtige dade voor sy hemelvaart. Hulle was aanskouers gewees van sy wonderwerke, van die tekens wat hy gedoen het. Hy het siekes genees, hy het die malaatses gereinig, hy het die lammes laat loop, hy het die blindes laat sien. Onthou hoe hy daar die dowe laat hoor het, hoe dat hy die voedsel vermeerder het en hoe dat hy op die water geloop het, en ja, hy het selfs die duiwels uitgedryf. En nou is hulle aanskouers van sy heengaan. Hulle is aanskouers van sy hemelvaart. U sien, hulle harte moes gebreek gewees het op daardie oomblik van tyd, toe hulle luister na sy afskeidswoorde. Almal van ons hier in Kleis ken die pyn van 'n afskeidgroet. Wow, dit is iets wat jou emosies laat woel. Maar in hierdie geval was dit anders gewees. Dit was 'n tyd gewees van vreugde. Dit was 'n tyd gewees van voltooiing. Jy sien, die lewe van die Here Jesus Christus is, in daardie lewe van hom is daar sekere dinge wat onafskeidbaar is van mekaar. Wanneer ons dink aan sy aardse bediening, wat hy doen op hierdie besondere dag, was om dit klaar te maak wat hy begin het, toe hy sy heerlikheid in die hemel verlaat het, en vlees aangeneem het en onder ons kom woon het, toe hy sy aardse bediening begin het, deur
'n natuurlike geboorte wat plaasgevind het in Bethlehem. Wow, wanneer ons kyk na sy lewe, wanneer ons kyk na sy bediening, wanneer ons kyk na die soendood wat hy volbrag het aan die kruishout van Golgotha, en ons aanskou sy opstanding, en nou kom ons vandag en ons herdenk sy hemelvaart, dan sien ons dat alles, ja alles, het deel gevorm van dieselfde proses. Die een kon nie sonder die ander gebeur het nie. En wanneer ons kyk na die woord van die Here in Filippense hoofstuk 2 vanaf vers 5, kom hy met hierdie woorde en hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. En hier kom die beloning. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sal buig elke knie, van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is. Here is hy, nie tot heerlikheid van homself nie, maar hy sê tot die heerlikheid van God die Vader. Die hemelvaart is daardie oomblik toe hy teruggekeer het na sy heerlikheid in die hemel, waar hy sy troon bestyg en sy ereplek inneem aan die regterhand van God die Vader. Wat opval in hierdie oomblik van tyd is, dit was vir die disippels 'n mistiese gebeurtenis. Die woord van die Here verklaar in Handelinge 1, die wat bymekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Meer dan dit, vir die tydgenote van daardie tyd, was dit ook 'n mistiese gebeurtenis gewees. Want hoe kan 'n lang verwagte koning, die koning van die Jode, hulle nou wil verlaat? Verder sien ons in hierdie herdenking geleentheid is die verheerliking van sy majesteit. Wanneer ons kyk na vers 9, dan sê hy, na hierdie woorde het Jesus van die Olyfberg af op na die hemel teruggekeer. 'n Hemelvaart was die gebeurtenis gewees, hierdie een soos geen ander. Wanneer ons kyk na die hemelvaart van die Here Jesus, dan sien ons dat die koning van die konings keer terug na sy regmatige plek in die hemel, die regterhand van God die Vader, waar hy vandaan gekom het oorspronklik. Hy was, of kom ons sê eerder, dit was 'n bonatuurlike hemelse gebeurtenis gewees. Bonatuurlik, ja, want die swaartekrag kon die Here Jesus nie teruggehou het nie. Nee. Maar verder sien ons dit was ook 'n heilige oomblik gewees. Vers 10 kom met hierdie verklaring, terwyl die disippels nog staan en kyk, hoe dat hy in die wolke verdwyn, het 2 mans uit die hemel by hulle kom staan. Hulle het spierwit klere aangetree. Sy hemelse heerlikheid het gewag om hom te omvou, om hom te beklee, om hom toe te maak. Sy gebedsversoek kom tot vervulling. Hier is hy, Johannes 17 vers 5, en nou Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld daar was. En hier gebeur dit, die Vader verheerlik sy Seun. Maar kom ons aanskou die wolk waarin hy opgeneem is. Kan dit wees dat dit moontlik dieselfde wolk was wat stil gestaan het, bo kan die volk van die Here, toe hy hulle deur die wildernis gelei het? Kan dit miskien wees dieselfde wolk wat miskien stil gestaan het bo kan die allerheiligste in die tenttabernakel en later ook stil gestaan het in die tempel? As die disippels maar net deur die wolk kon gesien het,
sou hulle gesien het, dit wat Stefanus, die eerste martelaar van die Christelike kerk gesien het, toe hy uitgeroep het, ek sien die hemel geopen. Die hemel was geopen in afwagting op die koms van die koning van alle konings. Daarom, ons nie jou uit, maak jou geestesoog oop, net vir 'n oomblik. Sien die Vader wat opstaan van sy ewige troon, sy troon van glorie en krag en heerlikheid en heil en heerskappy, en met ope arms staan hy, en hy verwelkom sy enige gebore seun terug in die hemel. Wel, ek hoor hoe weer klink daar die welkomwoorde. Welkom terug my seun, jy het wel gedaan, jy was getrou, ek is so trots op jou, in jou het ek 'n welbehae, jy is my seun, en ons is een. Dit was wat besig was om te omvou, was baie meer dan wat jou en my oog kan waarneem, of wat ons met ons natuurlike denke ooit kan probeer begryp of verklaar. Daarom wil ons in hierdie dag sê dat, wat is dit wat die oog nie kon sien nie? Weet jy wat dit is? Hier is hy. Ons wil sê, in die hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. En in hierdie dag wil ons jou uitnooi om toe te laat, dat Jesus die koning van alle konings, wat sit aan die regterhand van God die Vader, ook heerskappy sal voer, nie net alleen oor jou lewe nie, maar laat hom toe om heerskappy te voer oor jou omstandighede. Meer dan dit, die belangrikste van alles, laat hom toe om heerskappy te voer oor jou toekoms. Daar die ongebore dae, maande en jare wat voorlê, tot die Here mag kom. Maar die belangrike ten slotte in hierdie dag is dat jy sal kennis neem, dat die Here Jesus sit op hierdie oomblik aan die regterhand van God die Vader, waar hy vir jou intree, Romeine 8 vers 34. Wow, daarom in hierdie dag vra ons die vraag, wat is jou versoek? Wat is jou behoefte? Wat is jou hartse begeerte? Wat is jou verlangste? Wanneer ons kyk na hierdie verklaring, wat sê dat hy is besig om vir ons in te tree, sien ons, wat dit beteken is dat die Here Jesus voortdurend besig is om jou naam voor die Vader te noem. Hy is ons voorspraak, hy is ons hoëpriester, en wanneer die vyand kom om jou aan te kla, dan staan die Here Jesus Christus voor die Vader, en hy kom en hy sê, Vader, hierdie man, of hierdie vrou, behoort aan my, ek het die prys vir hulle betaal. Daarom ter afsluiting wil ons sê, kom dat ons met dankbaarheid in hierdie dag eer bring tot die Vader vir sy seun. Kom dat ons vir die Here Jesus in hierdie dag dankie sê vir sy verlossingswerk in ons lewe, dat hy ons geregverdig het en gereinig het en geweerbaar deur sy ewige gees en die weg tot die troonkamer vir ons toeganklik gemaak het. Kom ons sê vir hom dankie. Beminnelike Vader, U is wonderbaar. Dankie vir die ewige woord. Dankie dat ons in hierdie dag net weer eens U hemelvaart, Here, kon oordenk het. Dankie dat ons net ons gedagtegang weer kan vasmaak aan die heerlike feit dat Here, U het gegaan om vir 'n plek te berei. U het gesê, kyk, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het, dan kom ek weer om julle te kom haal, sodat waar ek is, julle ook mag wees. Dankie dat U ons harte warm hou, met daardie heerlike verwagting in ons lewe, dat U kom weer, Here, U kom om ons te kom haal. Gee dat ons sal reg wees vir daardie oomblik van tyd. Ons eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen. Baie dankie dat U saam met ons gedeel het. Die vrede van die Here gaan met U.
Die Here seën u.